'n park in my tuisdorp ver weg van die stad se lawaai. Waar die kinders na skool in die middag kom speel en baljaar. En ek sê spreekies, liefling, daar's 'n reënboog in jou oë. Sy sê ek wens ek kon my deur jou oë sien. Maar ek sal iemand ontmoet en dit is die reception manager. En ons het altyd, toe ek in die corporate wêreld was, as ons telefoonoproepe maak om werk te kry, dan as 'n persoon 'n reception girl vriendelik is, dan was hy altyd 'n dikkietjie. Nee? Proppie. Ja. So vet soos ek nou. Want dis die vettetjies wat vriendelik is. Ja. En dan het ons altyd gebed. Okay, wat dink julle? Hierdie girl was nice. Vettetjie, maretjie, dan vettetjie van en dan as ons nou gaan om die besigheid te doen, dan sê ons so, wie het gewen, wie het nie gewen nie. Ja. En my vrou was baie vriendelik en lieflik en ons ek so vettetjie. Maar dis okay, want ek's 'n vettetjie man. Jy sê dis 'n nice meisie, jy weet. En jy sien toe sy 'n bom. Ja, dis nou Urina. Ja, What? sexy ding. Soos 'n koep, ek het nie asem nie. Heeltemal verkeerd met my sinopsis en ons ontmoet mekaar toe maar ek meen obviously sy's jonger as ek toe. Ek's 34 en 2 kinders en sy's 19. En dit gaan goed. En ek vertel vir niemand in Pretoria ek like 'n 19-jarige girl nie, want hulle gaan sê ek's 'n cradle snatcher. En hulle sê sy vertel ook niemand by die gym nie, want daar's nou mooi ouens wat na haar kyk en goed is. Sy sê nie sy love 'n oom wat so dik is nie. En die Here het toe dit net by mekaar gesit en ons het mekaar respekteer van die begin af. Toe ek kan nou vra om te trou. Toe sê God vir my ek moet seksueel vas. Ons moet stop. Poef, net daar. Yes. En maar jy het al toe geweet jy oortree natuurlik 'n bietjie. En ek so Jessie man, ek's 'n wakker ouetjie. Hoe gaan ek nou? Ek weet mos nou hoe propaai. Ja. Ek is like nou want ek en ek vra die Here asseblief help my. Ek weet nie hoekom vertel ek die storie nie, maar dit is 'n belangrike storie want dit is die kern van ons huwelik op die oomblik. En ons begin toe seksueel vas. Jy kan net vry. Maar dis nou moeilik. Nou vry jy, nou weet jy mos nou wat kom, jy weet. Ja, die ding gaan nou na 'n kant toe. En dan sê ek so Here, ek gaan. Ja. En dan kry ek sommer 'n kramp in my hamstring en dan seil ek as soos 'n slang op die grond rond. Dan help die Here my uit. Ja. En so dit gegaan en ons het toe trou ons. Ja. En want die Here het toe aan my reveal as ons die soul ties, ons vas vir die soul ties in ons twee se geeste, wat dit soos 'n geestelike virginity terugbring vir ons. So ons gaan skoon wees ons het 'n jaar gehad om die soul ties uit te bring. En om voor God die enige met skoon soul ties te wees. Dis waaroor die hele storie gegaan het. Lekker. En dit is wat ons huwelik so sterk maak vandag. Dus ek weet nie jy doen nou 'n Weskus kuierkonsert want jy bly in die Weskus. Jy doen 'n jazz festival en jy gooi paella en snoek. Ek wil net hê die mense moet weet want jy's 'n entrepreneur. Dis nie asof ons miljoene rande in ons bankrekening kan hê. Ons moet operate om in die lewe te bly. En ten spyte van die feit dat 'n ou dalk nie meer daar lewe en al hierdie invloed het en al hierdie goed wat gebeur het, maak die Here nog steeds vir ons deure oop en ons kan survive. Weet jy hoeveel keer sê my vrou vir my, kry ek 'n WhatsApp, moenie jou kaart te veel swipe vandag nie. Hy's nou Dan weet ek daar is nie geld. Ja, ken hy. As ek so, maar ek moet nog dit en dit koop. En sê so, I don't know. Ja. So ja, en dis is ook goed, jy weet, dan jy geld, dan jy nie geld nie. En wat lekker is in die Weskus, ek is so gewoond om brood te eet. Ek bly nou in die Weskus, so ek kan 'n visie vang. Ja. Dan upgrade ek 'n bietjie, dan het ek 'n brood en vis. Yes, ja. Ek het ook al gisterand viskoppe geëet. Maar nou wat gebeur is die Here vat die ou op journeys as jy bereid is om, ek glo altyd jy kan gebless word. Imagine die Here het 'n slogan wat sê I will bless you in movement. Dit maak ek sê altyd jy moet iets doen en dan word jy gebless in dit. Jy kan nie sit en sê soos jy gister in die kerk gesê het, nee, ek wag vir die Here, hy gaan my bless. Jy kan in movement alleenlik gebless word in my opinie. Ja. En so
loop ek langs die strand, ons is bevoorreg om daar te bly en ek wil graag dis stil en soos jy kan sien is ek nou baie goed in shape, jy weet. Ek is Ja, want jy het 'n hartopleiding ook in tussentyd gehad. Ja. En ek was nie siek nie. Nee. En dit is ook nie omdat ek vet is nie. Ek vra die dokter, is dit nou omdat ek vet is? Hy sê nee, hierdie spanning wat jy met die verhoor al die jare gehad het, want ek ken my lewe, want naweek vir naweek al daai spanning. Ja. Hy sê jou hart het nooit rus gekry vir 20 jaar nie. Sure. En ek meen ons het al die verhoor se goed gebou, ontwerp, die stelsels wat daar is van backstage en al sulke goeders. En dit maak dit net dat ek op die einde besef dat dit is wat my eintlik amper my lewe gekos het, want ek het gegaan vir reflux en toe kom hulle agter toe hulle toets het doen, nee maar wag, jou hoofslagaar wil amper nie aan mekaar meer raak nie. Sure. En toe kry ek 'n instant triple bypass, maar ek dankie Here vir dit, want dit ou nodig om te stop met tye. Jy skaal nie af soos 'n ou wat nou sou byvoorbeeld op pensioen gaan nie en wat sê hy wil nou niks meer doen nie. Jy kyk net bietjie om jou en sien soos in, maar dit wat ek jaag, is dit absoluut die moeite werd. Ek het geld gejaag, ek het dit nooit gekry nie. Ja. Maar toe jaag ek die lewe. Toe kry ek hom 2 keer 'n dag. En ek hou nou by dit. So dis baie maklik. Maar okay, hier stap jy langs die strand. Yes, toe dan kry ek seker idees want ek is heavy, my kop's vol idees altyd en goeders. En ek sien die Weskus kuierkonsert in my kop. Want ek hou nou al hierdie kennis en jy feeste, maar ek sien meer lus om dit te doen eintlik nie. En ek dink, maar kom ons begin ons dorp se eie kunstefees. Dorp is nou laaiplek. Laaiplek, ja, laaiplek Veldrifveld. En ek sê nee, sien man, dit is uniek. Laat ek my talent bietjie na die dorp toe bring en of as ons 'n fees hier kan laat groei. Want toe is my rolmodel Vredendal se Rittelfees. Ja, wat nou die Madeliefie Makitius. Ja. Nou die Rittelfees. Maar die skougronde was mos elke jaar gewees, die Rittelfees. Ja. Nou dit wat die Kaap het ge-exodus uit Vredendal toe. En ons sangers in Pretoria daai tyd kon nie wag om geboek te word nie, want dit was net so lekker kuier. En dis wat ek wil hê, ek wil 'n lekker kuier hê. So toe begin ons die ding maar met goed wat die dorp sal van hou en die mense in die dorp. So ek fokus toe net op die dorp. En hy het nou al gegroei. Ons het nou 4de jaar dit gedoen en ons is baie bevoorreg. Dis 'n eendag wat bitter lekker is, 'n familieding. En God het my toe gewys en interessant, God het mense op my pad gesit wat my gehelp het finansiëel, want ek het nie die geld nie. En hulle het hulle geld gewaag in goeders, jy weet. So en dit het gegroei. En ons is dankbaar dat dit nog steeds groei. En toe loop ek ook natuurlik, ek loop nou baie op by die see en ek put by die Here by die see want jy die see hierdie kant en is jy in jou voetstappe. Dit is net awesome. Is jy en God en jy kan hard praat en Here, maar ek verstaan. En toe kry ek die prentjie van die paella. Wat jy in 'n microwave sit met 'n gaatjie wat jy insteek en hy klaar sy botter in en sy rys en sy prawn en alles in en dis 'n ete op sy eie. Ek gaan toe huis toe ek begin, ek weet niks van kos maak nie. Ek kan net braai. En ek sukkel toe, 6 maande brand ek dit en try botter maak en Google en 6 maande later toe kry ek 'n produk wat toe kan begin na iets lyk. En toe vat ek dit na die kerkmarkte toe. In die Kaap is daar 'n Kersmark, Kersfeestydperk. En dan laat meneer wil jy graag bietjie sê kom ons proe net gerus hier so en so. En dan proe hy en dan sê so wow, wag jy, dis lekker. Toe het ons astronomiese syfers gedraai daai Desember en toe het ek 'n besigheid. En so hou die Here my aan die lewe deur allerlei goed wat ek doen. Om nie net te sing nie, want wat gebeur is in ons sangers se lewe en dis my journey, my Stein Fourie journey en ek sien my kinders tel dit op is as jy jou gitaar vat, dan kry jy 'n check vir die werk wat jy nou gaan doen. So later is dit nie meer 'n passion nie. Want toe ek jonk was het ek dag en nag gitaar gejol om so goed te wees soos ek nou is. Maar nou dat ek goed is, nou kry ek net 'n paycheck, so ek vat net aan die gitaar as ek my check kry. So jou passie, jy raak eintlik swakker. En toe het ek vir die Here gevra, hoe kan ek dit weer terugkry, Here? Toe het ek 'n bietjie uit die industrie uitgegaan vir 10 jaar en gaan soek wat kan ek doen om my talent wat God vir my gegee het? Want my skepingsdoel is ek moet tog met my talent mense bereik. Anders hoekom het jy hom? Dis nie vir jou nie. En toe begin ek goed soos 'n tannie in 'n hospitaal. Vat ek my gitaar soontoe. Lê sy daar, dan sing ek vir haar. Sy ken my, maar dan sing ek vir haar 'n tune in die hospitaal.
'n ou in 'n kafee, ek check hierdie ou is nie lekker nie, dan sing ek vir hom, isn't she lovely, en dan smile die ou en sê ek so, that's the gift, Oh yeah. ja, Ja. en toe het ek begin my gift voel, en die waarde van hom, en toe sê ek so, Here, I found it, en ek gaan hom nou mooi oppas hierdie keer, Here. So ek luister na waar ek moet sing, dan sê ek so, gaan ek 'n verskil daar maak, gaan my talent 'n verskil maak waar jy my bel. As ek voel, nee, is dit 'n party, manne gaan syp en Ek praat nou nie van ek kom met 'n geestelike show nie. Ek ken nie eens 'n gospel liedjie nie. Ek dien net die Here flat out nie. Maar as ek nie 'n verskil kan maak, as ek nie 'n sang kan sing soos Help Me Make It Through the Night, en jy voel, ja, daai ou het God se talent nie. Dan mis ek die punt. Absoluut. Waarvoor dit is mos nie lekker speel net nie. Ek wil 'n verskil maak. Die belangrikste ding vir my en jou om te weet is dat ons hoef nie te gaan lê nie, ons kan aangaan met ons lewe, ons kan vorentoe gaan, ons kan aanhou totdat ons by die einde gekom het van waar ons moet wees. 'n Laaste enetjie om net vir iemand te sê, moenie ophou nie, man, hou aan. Ek glo aan jy met jou ritme kry en jy met jou ritme behou. As jy vir iemand daar buitekant moet sê, hey, hou vas. Behalwe om te sê hou vas, wat sal jy vir hom sê? Ons het alles verloor in Pretoria. Teen die government. Hulle het 'n saak teen my gehad wat hulle gedagvaar het en toe verloor ek op die einde. Toe is ons broke en ons is down out. Ons het alles verloor. En ek en my vrou en die kinders praat toe die dag en ons sê, wat irriteer ons die meeste van mekaar? Net een ding. Dat ons dit nou uitbring. Ja. Nee? En my vrou se ding was gewees, wat haar die meeste irriteer is dat ek nooit negatief is nie. Dat ek altyd positief is. Sy sê, kan jy nie net ook 'n bietjie ervaar dat ons negatief is, ons is broke, ons nie geld te goed is nie. Sê ek, maar wat dit gaan nie 'n verskil aan my maak, dit help my nie 'n plan maak vorentoe nie, want dit maak my net, ek besef, ek kan mos sien ons is down and out, maar we got to change it, en jy moet opstaan, jy moet 'n verskil kan maak. En so al wat ek kan sê is it's never the end before it's the end. Terwyl jy nog TikTok op Suid-Afrika se gronde, dan, maar jy's internasionaal, is dit nie? Ja, ons is oral. Terwyl jy nog asemhaal in hierdie aardbol, kan jy nie gaan lê nie. Dit is nie jou reg om te gaan lê nie. Dit is nie met 'n God wat ons dien nie. Want dan vat jy hom in die gesig om eintlik vir hom te sê, ek wil dit nie meer doen nie. Ek weet nie of ek verkeerd is nie. Nee, jy's lekker. Stein Fourie, dankie. Dankie dat ek die voorreg het om saam met jou te kerk. Jy's vir my 'n groot inspirasie. Ek is baie lief vir jou en dankie dat ons kan bly connect. Dankie. Dankie vir gister by ons by die kerk se sang van geen verskonings nie. Ek het gepreek oor geen verskonings nie. Toe sing hy vir my 'n sang oor geen verskonings nie. Vind net weer jou ritme. Moenie ophou nie, moenie gaan lê nie. En kom ons laat ons lig skyn terwyl ons kan. Kom ons bring verandering waar ons kan en kom ons smile waar ons nog 'n smile kan bring. Onthou ons waardeer jou. Dankie dat jy deel is van ons. Dankie dat jy betrokke is by ons en natuurlik die beste van alles. Jy moet nooit vergeet nie, ons is lief vir jou en jy moet lekker leef. Take the ribbon from your head, shake and loose and let it fall, laying soft against my skin, like the shadows on the wall. Come and lay down by my side till the early morning light. Nice. All I'm asking is your time. Help me make it through the night. Well, I don't care what's right or wrong. I don't try to understand. Let the devil take tomorrow. Lord, tonight I need a friend. Yesterday is dead and gone, and tomorrow's out of sight. It's so sad to be alone. Help me make it through the night. Help me make it through the night. Dames en heren, wat zo rijdt je? Stein Fourie.